10 vanaf vers 14 tot 18 bid die Here Jesus tot God die Vader. En hy vra vir die Vader dat hy die disippels, al die kinders van die Here moet heilig maak hier op die aarde. Maar wat beteken dit om heilig gemaak te word? Nou, as 'n mens kyk na wat die woord beteken die woord heilig om afgesonder te wees. Met ander woorde, as ek ietsie het wat vir my kosbaar is, dan vat ek dit vir my, en ek hou nie daarvan as iemand anders daarmee iets doen nie. So, as ek hierdie een belangrike ding het wat ek nie kan verdra as iemand anders dit vat nie, of 'n speelding waarmee ek speel, en ek wil nie hê iemand anders moet met hierdie speelding speel nie, dan is daai speelding heilig vir my, want ek sonder hom af vir my, dis net myne. Maar, wat beteken dit dan nou om heilig vir die Here te wees? Om afgesonder vir die Here te word? Wel, die Here sê ons moet heilig lewe, en hy sê, vra dat ons almal heilig tot hom moet lewe, want hy is heilig. Maar, hoe kan dit gebeur? Hoe kan ons heilig word? Hoe kan ons heilig voor die Here lewe? Nou, vandag het ek hier so 'n voorbeeld waarin ek vir ons bietjie gaan verduidelik hoe heiligmaking werk. Wat beteken heiligmaking? Nou, as ons afgesonder vir die Here wil wees, beteken dit ons moet geen sonde hê nie. Nou, Adam en Eva aan die begin van die tuin van Eden, hulle was heilig geweest, want hulle het nie sonde gehad nie. Voordat hulle sonde gedoen het, was hulle net die Here se, en hulle het nie aan die sonde behoort nie. En so ook is 'n mens as hy nie sonde gedoen het nie, hoewel dit nou nie moontlik is vir enige van ons nie, maar so kan 'n mens wat nie sonde doen nie heilig wees. Maar ons almal het sonde gedoen. Vandag kom ek en ek sê vandag iemand sleg, en onmiddellik besoedel ek myself weer met sonde, dan is ek nie meer heilig nie. Nou, hier het ek swart ink of swart verf om dit voor te stel. Nou, as ek 'n sonde doen, dan is dit asof daar 'n swart kol op my kom. Ek doen nou baie behoorlike sonde, so sommer baie swart kolle op my. Nou voel ek bietjie sleg daaroor. Ek het nou iemand gevloek byvoorbeeld, en nou voel ek sleg daaroor. En nou vra ek die persoon vir wie ek gevloek het, ek sê vir hom jammer, en ek probeer dit regmaak, en ek probeer die sonde wegvat, maar ek voel vuil. Nou vat ek en ek probeer dit wegvry, en ek probeer en ek vra om verskoning, maar al wat ek doen, ek vat nie die sonde weg nie, ek maak dit eintlik eerder erger. Maar nou hoor ek, iewers het ek gehoor, 'n mens moet vir die Here vra om jou te vergewe. 'n Mens moet tot die Here bid en vra dat hy jou te vergewe. Die Here kan hierdie sonde weg, want ek kan dit nie wegvat nie, ek het klaar probeer. Nou gaan ek en ek bid tot die Here en ek vra vir hom, en hier is hierdie seep, hierso, stel gebed voor. En ek bid tot die Here en ek vra hom, Here, vat my sonde van my weg. Maar dit werk so bietjie, maar nou word dit erger. Ek het nie genoeg gebid nie, kom ons bid weer. En ek vra die Here om my sonde skoon te maak, en ek vra hom vergewe my. En ek voel so bietjie beter. Mens kan so weer bietjie die skoonheid van my hande so weer bietjie beter deursien, maar nog steeds is daar, maar ek het seker nie genoeg gebid nie, nou. Kom ons bid weer, ek bid sommer baie, bid sommer die heel dag lang, en ek vra vir die Here, Here, vat my sondes weg. En hierso drup die sondes al af. Maar, dis nog steeds daar. Dalk moet ek nog bid. En ek kan bid en bid. Dit gaan my dalk so bietjie beter laat voel, maar dit gaan nie die sonde wegvat nie. Wat het ons nodig? Ons het nodig dat die Here Jesus ons sondes van ons wegwas. Ons kan bid en bid, maar uit ons eie gaan dit nie gebeur nie. En so ook sê die Here Jesus vir ons in sy woord, hy is die lewende fontein, wat vloei uit die woord van die Here. En met ander woorde, ons het die woord van die Here nodig. En die woord van die Here sê vir ons, Jesus Christus is die woord van die Here, in Johannes 1. Hy is die woord waardeur God geskaap het. Hy is die woord waardeur ons weer skoon kan maak.
En in die Bybel word daardie woord met skoon water vergelyk. En so kom die Here, en eers wanneer hy in ons lewe is, kan hy kom as die woord van die Here. En so kan hy ons sondes wegwas. Uit ons eie kry ons dit nie reg nie. Om te bid kry ons dit nie reg nie. Dit laat ons dit beter voel. Maar op die einde van die dag, eers wanneer ons na die woord van die Here toe gaan en vir Jesus Christus vra om ons sondes te vergewe, en hy kom en hy maak ons rein deur sy bloed, dan eers word ons sondes weggewas. Ons sondes raak nie sommer net weg nie, maar ons sondes word aan die kruis van Jesus Christus vergewe. Omdat hy die enigste een is wat dit kan wegwas. Net soos wat hierdie water al is wat die ink of die verf van my hande kan afwas, die gebed help, en die gebed is belangrik. Maar sonder die woord van God, sonder Jesus Christus, kan niks van ons sondes weggewas word nie. En alleenlik in hom, so stort hy die Heilige Gees oor ons lewens uit, om ons lewens vol te maak. En so maak hy ons heilig. En eers dan, wanneer hy ons ordentlik gereinig het deur die bloed van Jesus Christus, dan kan ons heilig wees vir die woord van die Here.